Okay julle, ons gaan aan met die volgende stemgreepie. In die vorige stemgreep het ons nou gepraat van die psigiese aspek daarvan. Ek dink dit het dalk 'n paar realiteite by die huis gebring, maar dit is ook maar belangrik. Maar kom ons sê, jy kom nou redelik veilig uit, of jy is nou veilig in jou huis, maak nou nie saak hoe jy daarna kyk nie. Die volgende aspek wat ek so vinnig wil deurdraf, wat nogal belangrik is, of baie 'n groot verskil gaan maak op die konsep van hoe lank jy hierdie proses kan hanteer en aanhou daarmee, is 'n mediese voorbereiding. Nou mediese voorbereiding is nie iets wat altyd so eenvoudig en jy weet reguit is dat baie mense dit kan noodwendig verstaan en weet hoe om te hanteer nie. Maar ja, daar's 'n paar elemente waarop jy kan werk wat redelik eenvoudig is en wat maar dit vir jou 'n klein bietjie makliker gaan maak as jy daar nou ewe skielik moet begin prep. So die eerste ding waarna ek sal kyk is jou persoonlike mediese afhanklikheid. So wat ek daarmee bedoel is jy gaan as jy byvoorbeeld nou bietjie ouer is en jy sit met goed soos bloeddruk en cholesterol en jy weet jou ore is nie lekker nie en wat. So maar gewoonlik daai mediese kussie wat jy dalk by die huis het, en as jy nou nie een het nie, wat gewoonlik maar in jou daar by jou tandeborsel, daai kassie, jou badkamerkassie, nou maar gewoonlik is mos maar vol van die pille. So dis nou maar daai persoonlike mediese voorbereiding is waar jy moet begin, en jy moet maar seker maak dat as jy kan, moet jy 'n bietjie probeer opstok. Nou, dit is nie noodwendig so eenvoudig nie, maar in die ergste situasie gryp wat jy daar het en bring dit of vat dit saam of maak seker jy het genoegsaam daarvan. Hopelik op jou bloeddruk is dit nie die laaste pilletjie wat jy drink en dan kom die moeilikheid nie, byvoorbeeld nie. Maar belangrik. So jy het nou nie tyd om noodwendig na alternatiewe medikasie te kyk nie en al daai goeters nie, want jy's nou maar nie in die ding. So probeer maar 'n bietjie stok opbou vir nou. Al kan jy die 3 maande preskripsie wat jy het, sê nou maar vir jou bloeddruk goed, probeer al 3 preskripsies kry. Nou intussen laat jy ten minste 'n 3 maande vooruit het wat jou darm so bietjie sal help. Dan in terme van 'n mediese sak of 'n eerste hulp sak of wat ook al jy dit nou wil noem. Daar's baie goeie voorbeelde van mediese sakke. En jy weet baie oulike goed wat jy aan mekaar kan sit. Nou, een van die goeders wat ek altyd sal voorstel is jy moet dit verpersoonlik. So wat ook al vir jou gaan werk is wat jy daar moet insit. Eerste ding. Tweede ding is jy moet ook maar prakties daaraan dink. Jy weet as jy nou gaan en jy gaan sê nou maar na een of ander apteek toe of wat ook al en jy koop jou mediese tassie daar, gaan jy as jy hom oopmaak, ek dink redelik ek wil nie sê ongelukkig wees nie, maar jy gaan agterkom die goedjies wat daarin is nie van veel waarde nie. So wat ek gaan doen is ek gaan ons gaan 'n lysie opsit wat jy kan gaan kyk as jy hierdie video luister, wat jy gaan kyk in die notaatjies. Dan sal daar 2 lyste saam met dit opwees wat jy na kan gaan kyk. Wat ek sal voorstel jy moet na kyk vir mediese goed vir jouself. En is maar net belangrik, dis maar jy weet soos ek sê, daar's baie ouens wat baie opinies hieroor het. Weer die beste gaan wees om 'n spesialis te raadpleeg. So jy hoef my nie te glo nie, maar dit is ten minste 'n goeie beginpunt as 'n mens dit so na kan kyk. So die beste gaan wees is eintlik om jou eie eerste hulpsak maar bymekaar te sit. Maar weer eens soos wat ek sê, baie belangrik, jy moet hom verpersoonlik. Maar ek gaan hierdie 2 voorbeelde daar vir julle insit en dan kan julle maar self besluit, jy weet as daar goeders is wat jy daar kan gebruik, uitstekend, as dit nie is nie, praat met iemand wat jy ken. Maar moenie net gaan en 'n eerste hulp sakkie koop by 'n apteek en nou dink jy is gesort want daai eerste hulp sakkie gaan nou alles in hê nie. Jy gaan baie geskok wees. Hulle het eintlik maar basies nie veel in nie. En baie van die goed is baie onprakties. Maar ja, dit nou daar gesit.
Ek gaan daai, soos ek sê, ek gaan daai vir julle opsit en dan kan julle maar self 'n besluit maak. En soos ek sê, as jy 'n dokter ken of jou apteker of wat ek jou gaan vra hulle. Hulle gaan jou ook bietjie kan beter adviseer. Maar gebruik hierdie lyste. Dit is redelik eenvoudig. Daar is nie snaakse goede op nie. Jy kry baie spesifieke voorbereiding. Waarna jy kan kyk, as ek dink iets soos 'n stekestelletjie wat jy kan kry ensovoorts ensovoorts. Jy weet daar's baie spesifieke goed. En jy moet maar self gaan kyk of jy dit in die hande kan kry byvoorbeeld. As wat jy dit nou nie het nie. So ja, mense kyk na die lysie, vat hom van daar af en soos ek sê, jy kan natuurlik gaan en hierdie jy weet aan mekaar slaan as jy nog die tyd het of die vermoë of die geld. Want ongelukkig hierdie goed is ook nie noodwendig so goedkoop nie. Maar dit is 'n baie beter opset byvoorbeeld as wat jy net 'n ou sakkie gaan koop by 'n apteek of wat ook al. Jy gaan agterkom soos ek sê, daar's nie veel in nie. En ook nie regtig praktiese goed noodwendig nie. Maar soos ek sê, werk op hierdie lysies, kyk wat julle daar kan kry en kyk of julle gelukkig is daarmee. Okay julle, ons praat weer.